Jesus, groot beamal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Heere, levende woord. Goeiedag. Het is opvallend dat Abraham 'n baie groter rol in die Nuwe Testament speel as in die Ou. Buite die verhaal oor hom in Genesis word daar net omtrent 20 keer na hom verwys in die Ou Testament, teenoor byna 50 keer in die Nuwe. Die verwysings in die Nuwe Testament is baie interessant. In baie gevalle gaan dit net om verwysings na sy geskiedenis, maar veral Johannes en Paulus en die Hebreërbrief sien 'n verrassende geloofsrykdom in hom. Hulle verbind hom veral met die belofte, Romeine 4 en Galasiërs 3 en Hebreërs 11, met die evangelie, Galasiërs 3, met Christus ook in Galasiërs 3, die seun, Galasiërs 3 vers 9 en 14, en die verbond in Galasiërs 3 vers 17 tot 29, maar ook met die genade in Romeine 4 en Galasiërs 3, die redding of regverdiging ook in Romeine 4 en Galasiërs 3, die geloof ook in Romeine, Galasiërs en Hebreërs 11, en die besnydenis in Romeine 4 vers 11 en 12, en die doop in Galasiërs 3 vers 29. Wat 'n rykdom! Daar is geen ander mens in die hele Bybel wat met so 'n verskeidenheid van fasette van die evangelie in verband gebring word nie. Om enigstens 'n greep op sy omvattende betekenis te kry, kan 'n mens verder net kyk na 'n paar stellings wat oor hom gemaak word. Hy is die vader van gelowiges, sê Paulus in Romeine 4 vers 16. Die besnydenis was 'n bewys dat God hom aangeneem het, omdat hy geglo het, Romeine 4 vers 11. Die doop lei vandag nog gelowiges in die verbond in wat God met hom gemaak het, Galasiërs 3 vers 26 tot 29. Hy het bely dat hy 'n vreemdeling en 'n bywoner op aarde is, presies wat van die gelowiges in die Nuwe Testament gesê word, 1 Petrus 2 vers 11. 'n Mens kan dus beswaarlik verder van die waarheid af wees, as om te meen Abraham was maar net die vader van die fisiese Joodse volk, en die besnydenis was maar net 'n nasionale, vleeslike teken dat iemand 'n Jood was, en dat die beloftes van God aan hom maar net op die land Kanaan betrekking gehad het. Dit moes noodgedwonge ook 'n geestelike betekenis hê. Dis merkwaardig wat 'n ryk evangeliese betekenis en waarde Paulus aan Abraham heg. Wanneer hy 'n voorbeeld soek van iemand wat deur die geloof gered is, gaan hy reguit na Genesis 15 vers 6, na Abraham toe, Romeine 4 vers 3. Dit beteken ook dat Genesis 15 vers 6 die verwysing van die redding in die Nuwe Testament word. Abraham het die Here geglo en die Here het hom as regverdig gereken. Daar word nooit in die Ou Testament pertinent na Abraham se geloof verwys nie. Waarom sou hierdie verskil bestaan in die Nuwe Testament? Miskien omdat die nadruk of die klem op geloof eers in die Nuwe Testament tot volle ontwikkel word, terwyl dit in die Ou nog veel meer oor gehoorsaamheid gegaan het, en by Jesus oor navolging. Die betekenis en waarde van geloof word veral deur Johannes, Paulus en die skrywer van die Hebreërbrief ontwikkel. Dit was dus nie vreemd dat juis hulle besondere aandag aan Abraham gee nie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons ook vandag in Abraham 'n voorbeeld kan sien van geloof. Geloof wat deur U tot regverdiging lei. Help ons dan ook om maar net te glo dat U genoeg gedoen het om ons te red. Wanneer ons dalk voel, ons kan onsself nie red nie. In Jesus se naam. Amen.